Don't take Satan's bait. Wat 'n paar Engelse woorde is hierdie. Moenie die aas van die duiwel vat nie. Het jy geweet die duiwel is lus om jou te vang? Hy wil jou vang, maar hy gaan dit nie reg kry nie, want jy gaan nie die aas vat wat die duiwel vir jou uitsit nie. Don't take Satan's bait. Ja, wat is die aas wat hy uitsit? Het jy geweet hy wil jou vang? The devil is a sly old fox. If I can catch him, hoe sê die ou liedjie? Dan gaan ek die sleutel sommer ver weggooi. I will put him in a box. En dan gaan die sleutels weggooi. Maar hierdie ou sly old fox wil jou vang. Don't take Satan's bait. Nou wat wil die duiwel doen met jou? Kom ek lees vir jou Predikers hoofstuk 7. En dan lees ek net vir jou die 9de vers. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van 'n dwaase. Wat wil die duiwel doen? Hy wil hê jy moet jou vererg. Jy moet net so 'n bietjie kwaad raak. En wat is sy bait? Offense. Offense, to take offense. Don't take that bait. To take offense, om aanstoot te neem. Dis die duiwel se bait wat hy uitsit. Iemand sê vir jou, ag man, jy's lui. Tussen het jy so hard gewerk en jy voel offended. You took offense. Dis die bait van Satan. Kom ek vertel jou, hoe werk hierdie goedjies? Kom ek vertel jou, ons moet mos in staat wees om mekaar te vermaan, ons moet vir mekaar kan reghelp, ons moet op die geestelike plek wees, waar iemand vir ons kan sê, jy's verkeerd. Maar partykeer sê mense goed wat onbillik, onredelik, onvanpas, ongevoelig is. Hulle sê dinge vir jou wat nie nodig is om te sê nie. En dan het die duiwel sy byt, sy aas aan die hoekie gesit, en die aas hang daar om te kyk of jy dit gaan byt. En dan moet jy net vir jouself sê, ek gaan nie die Satan se aas vat nie. Ek gaan nie daaraan hap. Ek gaan hom nie gelukkig maak nie. Ek gaan nie offended voel nie. En dan lag jy in jou hart vir die duiwel se aanslag. Kom ek vat 'n voorbeeld. Iemand sê vir iemand anders, kan ek jou skoene leen? Ek vat nou maar net 'n voorbeeld. Of kan ek jou kar leen? En die ander persoon sê, nee man, dis my kar. Ek het hom vir my gekoop. En daar is 'n eiwes waar jy karre kan huur. Ek gaan nie my kar uitverhuur nie. As ek hom wil uitverhuur, dan sou ek dit adverteer het. Nou het hierdie ander broer seer gekry. He took offense. En jy het 'n regtig ware wonderwerk nodig gehad. Moenie offense neem nie. Moenie dit doen nie. Moet net nie dit doen nie. Moet net nie toelaat nie. Jy het regtig gedink jou broer sal sy kar vir jou leen, want jy het 'n goeie verhouding. Jy het al vir hom met geld gehelp. Jy het so baie vir hom gedoen en nou gooi jy dit terug in jou gesig. En jy wou net vinnig die kar gebruik het toe jou kar in is vir 'n diens. Don't take offense, die Here gaan vir jou 'n wonderwerk doen. Moenie dit hou nie, moenie dit teen hom hou nie. Moet dit net nie doen nie. Die Bybel sê, wees nie hastig in jou gees om jou te vererg nie. Ergernis rus in die boesem van 'n dwaas. Met ander woorde, as jy jou gaan vererg, dan word jy 'n dwaase, want ergernis rus hier binnekant. Jy dink heeltyd daaraan, ek wil jou gou help om daarvan ontslae te raak. Kan ek jou gou help? Sien gou daai persoon in jou geestesoog wat jou so te nagekom het, met onbillike, onredelike, ongevoelige, ongevraagde opmerking. Sien hom gou voor jou. En dan sê jy vir hom, nie hardop nie in sy gesig nie, maar in jou gemoed in sy gesig, sê vir hom, ek gaan nie offense take nie. So dom is ek nie, ek is nie 'n dwaas nie. Net in jou gemoed, sê dit vir daardie persoon, sê, ek gaan my nie laat uitvang nie, so laat ek my nie uitvang nie. You won't catch me, my friend. Jy gaan my nie uitvang nie. I won't take the devil's bait. Ja, en dan moet ons ook versigtig wees dat ons nie in die duiwel se hande beland. En dat ons die persoon is wat die byt vir iemand anders opsit nie.
As iemand vir jou vra, ek wil jou kar leen, wat gaan jy om antwoord? Gaan jy die byt wees, gaan jy die persoon wees deur wie die duiwel werk, deur te sê, hierdie kar het ek vir my gekoop, ek betaal hier elke maand aan hom, ek het hom gisterand gewas, jy kan by Eiwes se karretjie gaan, jy moenie so wees nie. As jy nie kar nie kan nie gee nie, sê mooi sag vir jou vriend. Meneer, broer, ek kan nie nou die karretjie vir jou leen nie, want ek het hom nou self nodig. Ek gaan hom self môre gebruik, maar ek weet nie wat om nou vir jou te doen nie. Ek weet jy moet daar en daar kom dringend vir daai onderhoud, want dit is 'n lewensveranderende saak. Dis net nie vir my moontlik nie, maar gee my 5 minute kans of 10 minute. Ek gaan probeer om na 5 na 10 minute, dan kom jy na my toe dan gaan ek jou sê wat ons gaan doen. Ek wil net vinnig met die Here praat daaroor. En weet jy wat gebeur? Ek het dit in my eie lewe getoets. Binne 5 minute gee die Here jou die antwoord. Binne 5 minute. Ek het dit getoets. Dan kom my persoon, nou nie met 'n kar nie, met ander dinge, kom my persoon oor 5 minute en sê vir hom, weet jy wat? Ek weet wat ons moet doen. My broer Jannie, ry môre by daai plek verby waar jy vir die onderhoud moet wees. Dis nou wel 'n halfuur voor die tyd, maar dit pas ons soos 'n handskoen. En ek moet later die middag weer daar terugkom en ek weet, daai mense, jy gaan omtrent so 'n uur daar wees en dan tel ek jou op en ek laai jou sommer by jou huis weer af. En daai persoon sê, prys die Here, jy is my held en hy's te bly dat jy hom uithelp omdat jy 5 minute gekoop het. Don't be the bait on Satan's hook, my friend. Don't take Satan's bait, don't take offense, but don't put offense on Satan's hook for other people. Jy moet asseblief waaksaam wees. Moenie veroorsaak dat ons een van hierdie kleintjies laat struikel nie. Wat sê die Bybel oor hierdie belangrike saak? Die Bybel sê as jy een van hierdie kleintjies laat struikel, kom ek lees dit vir jou daar in Matteus 18. Matteus 18, ek wil net so toe blaai hier in my Bybel, want ek wil dit woord vir woord vir jou lees. Matteus 18 vers 6. Hy sê, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dis vir hom beter dat hy 'n meelsteen aan sy nek hang en wegsink. Woe! Soos moet nie iemand laat struikel deur vir hom 'n lelike antwoord te gee nie. En jy wat geestelik is, moenie offended voel as iemand vir jou iets sê nie. Want jy gaan 'n beloning kry eendag omdat jy vasgestaan het. Mense is pleinweg baie keer ongeskik, onredelik. En geestelike mense ook. Want hulle sien nie jou lewe soos jy het sien nie. Hulle staan nie in jou skoene nie en hulle verstaan nie waardeur jy is nie. Maar ek gee jou vandag hierdie raad. Sien in jou geestesoog daardie persoon voor jou. En dan lag jy in jou hart en sê, ek gaan my nie laat uitvang nie. Maak jou oë toe. I am not going to take offense. So laat ek my nie uitvang nie. Nog 'n stukkie aas wat die duiwel in die hoek sit om jou te vang is negatiewe gedagtes. Negatiewe gedagtes oor jou toekoms. Negatiewe gedagtes oor jou verlede. Negatiewe gedagtes oor jou kinders of oor jou vrou of oor jou familie of oor jou huis. Negatiewe gedagtes. Gedagtes wat sê jy gaan dit nie maak nie. Moenie daardie gedagtes koester nie. Moenie kuier daarby nie. Want God bedink gedagtes van vrede en nie onheil oor jou nie. Bedink gedagtes van hoop. Ek vertel jou vandag, don't take Satan's bait. Want God het 'n plan met jou lewe. Ek hou van Spreuke 4 vers 23, veral hoe die boodskapper vertaling dit sê. Spreuke 4 vers 23. Ek gaan dit vir jou lees. Ek kan dit eintlik kwoteer, want ek ken dit uit die kop uit. Spreuke 4 vers 23 sê, in die boodskapper vertaling, wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend verander. Wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend verander. Moenie dat die duiwel vir jou laat dink dat jy jou werk gaan verloor nie. Jy gaan nie jou werk verloor nie. Moenie die duiwel laat dink dat jy jou huis gaan verloor nie. Jy gaan nie jou huis verloor nie. Moenie die duiwel laat dink dat jy dit nie gaan maak in hierdie eksamen nie. Jy gaan dit maak in hierdie eksamen. Jy gaan dit maak. Wees versigtig wat jy dink, my vriend. Die duiwel se byt, sy aas wat hy aan die hoekie sit om jou te vang, is negatiewe gedagtes. 'n Mens is die som totaal van sy denke. Jy is dit wat jy dink.
As jy dink jy gaan dit nie maak nie, dan is jy reg, jy gaan dit nie maak nie. Maar as jy dink jy gaan dit maak, dan is jy reg, jy gaan dit maak. Wat jy ook al dink, dit is so. 'n Mens is die som totaal van sy denke, daarom sê Spreuke 4:23, wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend verander. As jy 'n ingryping in jou lewe nodig het, verander jou denke. Los negatiewe gedagtes oor jouself en oor ander uit. Ag, ek wonder hoe gaan dit met daai persoon of hy sy hofsaak gewen het. Jy's bloot net nuuskierig, man. Los ander mense se hofsaake uit. Ag, ek wonder hoe gaan dit met daai ou, het sy huwelik dit gemaak. Nou wil jy vir Jannie of Sunny bel en hoor of hy weet of daai en daai persoon sy huwelik dit gemaak het. Dit het nou niks met jou te doen nie. Bid net vir hulle, moenie uitvra van ander mense se foute nie, en jy hoor van so en so het 'n gruwelike fout gemaak, maar jy ken nie die detail van dit nie, nou bel jy en jy vra jou vrou of iemand wat jy ken, ek hoor iets het met so en so gebeur, met Grietjie gebeur, en weet jy dalk wat het gebeur, hy het sy vrou verneek. Wat het dit met jou te doen? Los negatiewe gedagtes, bid net vir daai mense, al weet jy nie die detail van dit nie. God wil nie eens hê jy moet dit weet nie, want as jy dit weet, dan bedink jy daar die dinge, bedink die dinge daarbo wat in die hemel is en nie op die aarde nie, bid vir daai mense, moenie die detail vir hulle vra nie, as hulle jou wil vertel, sê, ag, weet jy, ek wil nie die detail weet nie, jy is vir my kosbaar, ek bid vir jou. As hulle self dit vir jou vertel, dan wil hulle dit dalk met jou deel en poog om dan mooi te luister en vir hulle te bid en moet dit vir niemand vertel nie, want hulle het dit vir jou vertel, nie om dit oor te vertel nie, los die negatiewe gedagtes uit, bid vir mekaar, dra mekaar se laste en so vervul julle die wet van Christus. Wow, dra mekaar se laste. Wees versigtig wat jy hoor. Want wat jy hoor beïnvloed jou denke, 'n mens glo mos dit wat jy hoor. En dalk hoor jy hierdie storie net van een kant af. Probeer om nie negatiewe goed te hoor nie. Los vir Tiende Laan en sy dinge uit, as dit negatiewe goed betref, en fokus op Paulus en Silas en Barabbas, Jesus, Petrus, Jakobus en Johannes, wat hulle gesê het en nagelaat het vir ons in hierdie geskrifte en vir ons geskrywe het. Jesus, fokus op hom. Goed wat jy hoor, hierdie ou horror movies, en vanaand dan dink jy, hoe moet daai man ontsnap het uit die tronk uit, en jy dink wat in die volgende episode moet gebeur, en wat se planne hulle moet maak, pleks jy, dink aan Paulus en Silas, hoe hulle uit die tronk uitgekom het, nou dink jy aan, hoe hierdie ander ouens uit die tronk uit gebreek het, tronkbreek dink jy nou aan, ag nee, die duivel sit daai buit uit wat hy wil hê, jy moet daaraan dink. Maar as jy die dinge daarbo gaan dink, gaan God met jou praat, deur naggesigte, deur drome, deur tale, deur uitleg van tale, deur profesieë. Dink aan die grootheid van God. Moenie jy die buit op die hoek sit vir die duiwel om te gebruik, deur mense antwoorde te gee nie. Maar moet jy ook nie die buit vat, wat die duiwel deur ander mense op die hoek gesit het nie. Dink voor jy iemand antwoord. Bedaardheid, my liewe vriend. Aan al twee kante. Bedaardheid voorkom, sê die Bybel, groot foute. Bedaardheid voorkom groot foute. En as jy kan, maak so Spreuke 15 vers 1. Maak so Spreuke 15 vers 1. 'n sagte antwoord. As iemand vir jou sê, ek gaan nie my kar vir jou leen nie, jy kan nog nie ordentlik bestuur nie. Mense is mos baie keer dom onkundig, ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar sommige mense is pleinweg net ongevoelig, onwys. Dan moet jy 'n sagte antwoord kan gee. Ag, iemand het in hierdie week sommer vir my ou harde woordjie gesê, en ek moet daai persoon vergewe, want hy het dalk nie gedink wat hy sê nie. 'n sagte antwoord. Keer die grimmigheid af. Sy Spreuke 15 vers 1. 'n krenkende woord laat die toren opvlam. Ek vir daai persoon terug antwoord sê, ag man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dan sê hy, ek weet waarvan ek praat, jou soort ken ek. Dan sê jy, wat se soort? Los my uit.
Man, jy's net soos jou ma, sê die ander persoon. Nou wat het my ma nou met die storie te doen? Los my ma uit en dan vat julle nou lekker. Woef, woef, woef. Kef rondjies so, kef die hondjies teen mekaar. Ag nee, wat? Dis net nie die moeite werd. Gee 'n sagte antwoord. Sê in jou hart, terwyl jy daai persoon in die oë kyk, net in jou hart, nie in sy gesig nie, in jou hart. Ek gaan nie die Satan se byt vat nie. Ek gaan dit nie doen nie. En ek wil vir jou, laastens wil ek hierdie 2 gedagtes vinnig vir jou gee. Gebruik hierdie 2 wapentjies. Nee, ek sê wapentjies, maar dis magtige wapens. Sit op die hoekie, 'n bietjie vriendelikheid. Vriendelikheid en geduld maak jou oral gewild. Gee daai persoon 'n smile. Smile a while, give your face a rest. Jy sal verbaas wees oor wat God vir jou gaan doen. Vriendelikheid, sê Spreuke 16 vers 24 nie. 16 vers 24, vriendelike woorde is soos heuningkoek, soet vir die siel en genesing vir die gebeente. Vriendelike woorde is soos heuningkoek. Heuningkoek, soet vir die siel, genesing vir die gebeente. As jy genesing nodig het in jou gebeente, begin vriendelike woorde saai, dis God se medisyne. Het jy geweet, God het medisyne vir wonderwerke, die hele Bybel is vol van dit. 'n vrolike hart, sê aan 'n plek, ook in Spreuke 17:22 sê, 'n vrolike hart bevorder genesing. Wees vriendelik. Wees vriendelik. Lag. Stal daai tande 'n bietjie uit. Al is dit winkeltande, show af daarmee. Show af daarmee. En jy sal verbaas wees hoe jou liggaam gesond word en hoe verhoudinge gesond word en hoe mense met jou begin gesels en saam met jou begin lag. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek. Nou, u weet dalk dat ek 'n heuningboer is, 'n beieboer is en ek het ons boer met heuning, maar ek hou van verse wat oor heuning gaan. Vriendelike woorde is soos heuningkoek. Soet vir die siel, genesing vir die gebeente. Die Amplified sê nogal genesing vir die body. Hy gebruik die woord body en by siel sê hy soet vir die siel, sê hy mind in die Amplified vertaling. As jy wil hê, dan moet in jou gedagtes soetigheid wees. En in jou liggaam genesing, raak 'n bietjie vriendelik, lag, gesels, sê vir mense môre, sê middag, sê goeienaand, sê goeiedag vir jou, gesels met mense, leer hulle name ken. En dan, nog 'n stukkie byt wat jy kan aansit, om die duiwel uit te vang, is lag baie. Lag baie. Wat sê die Bybel in Spreuke 15 vers 15? Kom ek lees daai vers vir jou. Spreuke 15 vers 15. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig fees. Lag vir jouself. Lag vir hoe jy lyk. Moenie vir ander mense lag nie, dan maak jy hulle seer. Lag vir jouself. Lag, sê Here, ag, jy het 'n goeie job met my gemaak toe jy my gebou het. En dan lag jy sommer vir jouself. Lag vir die grappies, goeie gesonde grappe natuurlik. Lag uit jou maag uit, dat jou maag so skud. En weet jy wat? Al die dae van die bedrukte is sleg, die vrolike van hart het gedurig deur fees. Don't take Satan's bait. Don't take offense. Moenie negatiewe gedagtes vat nie. Haal daai aas af en sit 'n bietjie ander aas aan. Sit vriendelikheid aan. Sit 'n gelag aan. Ek weet jy het hierdie woord ontvang. Ek weet hierdie woord het jou bedien vandag. Ek weet iemand het jou teleurgestel in hierdie week. En iemand het vir jou 'n koue woord toegesnou. So half uitgespoeg. En ek wil jou nou bedien. Sal jy nie net daar waar jy is, as jy kan, jou oë toemaak. Net daar waar jy is. En sien daai persoon voor jou. En dan, terwyl jy daardie persoon voor jou sien, dan sê jy vir daardie persoon in jou gemoed. In jou gemoed, net in jou gemoed, nie fisies nie, want dan gaan jy persoon kwaad maak. Net in jou gemoed sê, Satan, duiwel, ek gaan nie hierdie byt vat wat hierdie man nou uitsit nie. Dan lag jy in jou gemoed. Kry so 'n glimlag op jou gesig. Sê in jou gemoed vir daai persoon, ek gaan nie hierdie byt vat nie. I won't take offense. As sien jy in jou gees terwyl jou oë toe is, hoe jy omdraai, wegstap en 'n liedjie in jou hart sit
En dan sit jy die byt van vriendelikheid aan, terwyl jy wegstap in jou gemoed. Sit 'n smile op jou gesig, sê ek gaan daardie persoon in die toekoms vriendelik groet. Ek gaan glimlag as ek hom sien. Amen. Ek hoop hierdie woord het vir jou baie beteken. Ek hoop jy pas dit toe. En ek weet, die Here sal jou na plekke vat waarvan jy net kon droom. Plekke van oorwinning, plekke van heerlikheid en plekke van voorsiening, omdat jou liggaam gesond word. Omdat jy gedurig fees het. Vriendelikheid en geduld maak jou oral gewild. Ek seën jou. As dit in jou hart is wat ek glo dit is, om hierdie bediening te seën, om my aan te vat, om ons te help om meer te bedien. WhatsApp vir my die woord ondersteun, en daardeur help jy my, om by baie meer mense uit te kom, en om hierdie bediening voort te sit. En jy word 'n medewerker in die akker van God. Die een gee water, die ander een plant, die een preek, die ene bydra, die een neem dit op 'n kamera, die ander ene doen die werk om dit op die media te kry, en soos is almal medewerkers, en jy sal eendag saam met my deel in die groot prysuitdeling in die oes, waar God ons gaan beloon. Mag die Here jou ryklik seën. Jy's kosbaar vir die koning van alle konings. I love you all, en as jy net van my 'n boodskap wil stuur en sê dankie, dan sal ek vir jou sê, al die eer in die Here, maar as jy net sê, ek het hierdie woord ontvang, doen dit ook, stuur vir my 'n WhatsAppie. Jy's kosbaar vir Jesus. Tot volgende keer hoor. Bye.